Môre. Baie welkom vanoggend. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees 'n verkorting van die wet uit Matteus 22 vanaf vers 37 tot 40. Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons gaan nie vanmôre die apostoliese geloofsbelijdenis doen nie. Ek gaan vir julle die geloofsbelijdenis van Nicea, weet nie wie van julle weet, Nicea was 'n antieke stad in die antieke tye gewees, en die grootste of die eerste synode wat die kerk gehou het, is opgeteken in die boek Handelinge, toe Paulus hulle in Jerusalem was. En nou, dit was die tweede groot synode wat die kerk gehou het, was in die stad Nicea gewees. Hy is baie dieselfde as die apostoliese geloofsbelijdenis, maar net soos julle daar sit, luister na die woorde. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek kan sê van ander tydelike en nie tydelike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek preek vanmôre verder oor die tema herlewing, en as die Here wil, sluit ek volgende Sondag af met die tema van oor herlewing, wat ons gaan kyk, hoe lyk persoonlike herlewing in 'n kind van God se lewe. En vanoggend se tema is dan nou die vervulling daarvan. Ek lees weer uit Handelinge 2, ek doen volgende Sondag weer Handelinge 2, is 'n baie diep teks. As jy hom, veral in die oorspronklik, as jy hom diep gaan ondersoek, gaan kyk wat het daar gebeur, kyk hoe die gelowiges se lewe gelyk, kyk wat het God daar gedoen, dan besef jy eintlik hoe diep is God se woord. God se woord is soos 'n goudmyn of soos 'n myn wat gedelf word en nooit opgehou delf kan word nie, want daar is geen bodem nie, daar is geen einde aan die skatte in God se woord nie. Kom ons buig ons hoofde en dan begin ek met gebed. Here, baie dankie vir u kosbare woord, een en elkeen vanoggend hier in hierdie gebou teenwoordig is. Maak ons ore, ons oë, ons geestelike oë en ore vir u woord oop, maar maak ons ontvanklik
deur die Gees, om hierdie woord te kan ontvang, want alleen U kan dit in ons ontgin. En Here, ek vra Here dat U dit sal seën. U beloof ook in U woord dat U woord keer nooit leeg na U toe terug nie. En Here, U weet die begeerte wat U in my hart gesit het, glo ek, het U ook in ander se harte gesit. 'n begeerte na herlewing, Here, dat U die kerk sal kom herleef. Ons as U kinders sal kom herleef. In Jesus naam, amen. Teksgedeelte, ek lees net 'n paar enkele verse, want dit is gedeeltes wat ek dan vanoggend in die boodskap aanraak. Ek lees weer die eerste 4 verse. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Dan lees ek vanaf vers 16 tot 21. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan van vers 25 tot vers 31. Van hom, sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal wees, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. Tot sover. Vanoggend se boodskap fokus vanoggend meer op die vervulling van die boodskap, of vervulling van herlewing. Soos die van julle wat die afgelope 2 weke die diens bygewoon het, verfris ek net graag weer julle gedagtes rondom herlewing in, vir julle wat nie hierso was nie. Die eerste boodskap was herlewing. Ek skep moed as 'n mens die tekens, die omstandighede sou kyk. En selfs as 'n mens lees wat in vorige herlewings gebeur het, dan skep ek moed. En al die gebede wat veral vir soveel jare gebid was, dat hy, wat die waarmaker is van sy woord, ons weer so sal besoek, tot eer en verheerliking van sy naam. Die tweede boodskap was oor herlewing, en hoekom is herlewing nodig? Of sal ek sê, was herlewing nodig? Is herlewing nodig en sal herlewing nodig wees? En het ons gesien, en veral in die tyd waarin ons leef, dat dit nodig is dat die Here
sy kerk weer sal herleef. En vanoggend se boodskap, herlewing, die vervulling van herlewing. En dan kyk ek vanoggend bietjie meer spesifiek na die boek Handelinge, veral die tweede hoofstuk. Die vorige twee boodskappe het net gegaan, boodskappe rondom herlewing, en ons het nie so seer na die teksgedeelte gekyk nie. Dis baie belangrik om na 'n paar dinge binne die teks te kyk, wat aanleiding gegee het tot hierdie groot gebeure, die uitbreiding van God se koninkryk. Pinksterfees is sinoniem met die uitstorting van die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees, die begin van sy bediening hier op die aarde, tot en met die koms of die tweede koms, die wederkoms van Christus Jesus, wat hy nie meer sal kom as redder of verlosser nie, maar dan as regter. Die Engelse Bybel gebruik die woord Pentekost, en die meeste van ons is nie onbekend met die woord Pinkster of Pentekost nie. Die Griekse woord Pentekoste, wat kom van die woord Pente, wat jy al van gehoor het, en konta of ekonta, wat soos volg opgebreek kan word. Pente of Penta, het jy al gehoor, Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Met ander woorde, Penta beteken 5. Ekonta is 'n desimaal, met ander woorde, dit beteken 50. Dis wat Pentekost of Pinkster beteken, 50. Nou, hoekom staan die uitstorting van die Heilige Gees bekend as Pinksterfees in Afrikaans, of Pentekost, soos die Engelse dit sal sê, wat vir ons dalk 'n beter aanduiding gee van die betekenis van die woord. Dis baie belangrik vanuit 'n Joodse agtergrond, om te sien wat aanleiding gegee het tot hierdie dag, Pinkster, Penta. Ons weet dat 50 dae na Christus se kruisiging en sy opstanding is die Heilige Gees uitgestort. Presies 50 dae na Christus se kruisiging en sy opstanding het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. En juis hierdie gebeure versterk en bevestig hoekom die Ou Testament nog steeds in ons dag van kardinale belang is, en die verstaan wat in die gebeure plaasgevind het, belangrik is. Wat aanleiding gegee het tot hierdie gebeure, hierdie Ou Testamentiese gebeure wat uitgeloop het tot in die Nuwe Testament. Met ander woorde, en ek het dit al by vorige kere ook gesê, die Nuwe Testament kan nie sonder die Ou Testament nie. En die Ou Testament kan nie sonder die Nuwe Testament funksioneer nie. Dis anders as wat daar deesdae in ons dag gesê word, dat ons verhoor het, veral, ekskuus as ek dit weer sê, vanuit die charismatiese bewegings, of mense wat weer charismata is, dat sê, dit was gewees, dis tye wat verby is, ons hoef dit nie meer te lees of daaroor te lees nie. Wat eintlik gebeur is dat hulle maak die gebeure van die Ou Testament los, van die gebeure in die Nuwe Testament. En as jy dit begin doen, dan speel jy met vuur. Hulle vul mekaar aan, hulle vul mekaar op. Die een is die bevestiging van die ander een. Dis nie maar net 'n pie in the sky, Jesus se kruisiging, sy opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees, is nie net dinge wat in daai tyd 2000 jaar terug gebeur het nie. Dis dinge wat verder as dit kom, dis dinge wat hulle in die Ou Testament voorspel is wat sou gebeur. Ek kan nie die Ou en die Nuwe Testament los van mekaar maak nie. Die Nuwe Testament is die vervulling
van die Ou Testament. Dit het in vervulling in Christus Jesus gegaan. En hierdie dinge is lank reeds voorspel en bevestig, en het in Christus Jesus in vervulling gegaan, soos ek gesê. Die Pinksterfees is 5 dae na Paasfees gevier. Die Loofhuttefees, die fees van die eerstelinge, dit wat die Israeliete geplant het, en daai oes wat hulle opgelewer het, dis hierdie wat hulle gevier het. Maar dit gaan ook oor die fees van die ongesuurde brode. Want in Levitikus 23 vers 15 en vers 16 gee Moses die volk die opdrag om 7 sabbate na hulle Paasfees gevier het, om hierdie fees te vier. Het is nie per toeval dat Christus op Pascha gekruisig is en opgestaan het nie. Dis nie per toeval nie. Dis ook nie per toeval dat die Heilige Gees op Pinkster, wat 'n Hebreëse woord is, op Pinksterdag, op die Loofhuttefees, wanneer hulle die eerstelinge gevier het, dit wat God vir hulle in Egipte gedoen het, hy het hulle verlos. Dis nie verniet dat die uitstorting van die Heilige Gees in hierdie fees plaasgevind het nie. En net so is die Christendom, kinders van die Here, bevry van die sonde van mag, bevry van Satan, omdat die kruis op Pascha plaasgevind het. Die Here het Israel uit Egipte land bevry. Christus se bevryding van die mensdom, van hulle sonde, het teruggegaan op dit wat in Egipte gebeur het. Christus was op Paasfees, Pascha, aan die kruis gehang, is ook geslag, soos die paaslam, wat Paastyd geslag moes word. Soos die lam se bloed gevloei het, en daardie bloed is geneem en in 'n bakkie gegooi, en daardie bloed moes aan die deurkusyn van hulle huise gesmeer word, sodat as die doodsengel verby sou kom, sou hy daai persone wat binne in daai huis nie met die dood tref nie. Presies dieselfde is die kind van God se lewe. Daardie bloed van die lam wat gevloei het, en elke weergebore kind van God se hart gesmeer word, sodat as die doodsengel verbykom, dat jy nie die ewige dood sterf nie, maar dat jy vrygemaak is daarvan. Dis alles 'n heenwyse daarvan. Die Pinksterfees is dus deur die Jode gevier, die dag toe die Here Jesus, toe die Here die kliptafels, ek trek my woorde terug. Die Pinksterfees is dus deur die Jode gevier, die dag toe die Here die 10 gebooie of die 2 kliptafels aan Moses op die berg Sinai gegee het. Is dit nie interessant? Matteus 5 sê die Here Jesus het sê, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, maar om dit te vervul. Hoe word dit vervul? Dit word vervul in my hart. Dis nie per toeval dat die uitstorting van die Heilige Gees juis op daardie dag gevier was, of uitgestort is, toe hulle Pinkster gevier het. Die 4 van die 10 woorde van God, die 2 kliptafels waarop die wet geskryf is sinoniem met die gebeure, met die uitstorting van die Heilige Gees. Met hierdie viering is God se Gees uitgestort. God het in 'n vuur aan Moses verskyn, toe hy hom geroep het, terwyl hy sy skoonpa se skape opgepas het. God verskyn in 'n vuur op die berg Sinai, toe Moses opklim,
om die 2 kliptafels te gaan haal. Sinoniem met die tonge van vuur. Hulle op die mense gaan sit en is hulle vervul met die Heilige Gees. Maar wat baie interessant is om op te let, as jy hierdie skrifdeel in Handelinge gaan lees, en waarin ek volgende Sondag meer gaan aanraak, is dat hulle wat in die bo vertrek of in die tempel, of heel waarskynlik in die tempel was, toe die Heilige Gees op hulle gekom het, was gelowiges in Christus Jesus gewees. Die waar hulle was in die tempel, toe die Gees van God op hulle gekom het, was Jode uit verskillende nasies wat daar byeengekom het, juis om Pinkster te vier. Daar was nie heidene saam met hulle in die tempel nie, daar was dalk heidene gewees, wat tot geloof in die Joodse godsdienst gekom het, of tot die Messias, of tot Jahwe, tot geloof in Jahwe gekom het, of tot geloof in die Here gekom het. Dis hulle wat hier in Handelinge 2 beskryf word. Net soos Elia op die berg gewag het, toe hy in die grot gestaan het, toe daar aardbewing, verskriklike rukwinde was, en vuur, en toe die stilte, en toe was God daar. So hulle lees ons in herlewings in die geskiedenis van die kerk. 'n Geweldige rukwind, ons lees dit in Handelinge 2, geweldige rukwind, met die koms van God aankondig, en dan was daar stilte gewees, en dan was God se Gees teenwoordig. Op hierdie Joodse dag, Pinkster, Paasfees, is Christus verneder, en aan 'n kruis gehang. Op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, is hy verhoog, is hy verheerlik, met die koms van die Gees. God se Gees het hierdie dinge bewerk. Ons lees ook elders in die skrif, dat hierdie woord is deur God ingegee en geïnspireer. Dis nie net 'n ding wat 2000 jaar terug 'n klomp disippels of apostels of volgelinge van die Here Jesus 'n klomp dinge gesê het nie. Dis dinge wat deur die Bybel, deur die Ou Testament, deur die profete gesê is. Daarom haal Lukas Joël aan, die boek Joël aan, een van die klein profete. Daarom haal hy aan in psalms wat Dawid geskryf het, en hy noem Dawid 'n profeet. Hierdie dinge het nie per toeval gebeur nie. Dis die enigste geloof. Hoor mooi, dis die enigste geloof wat nie 'n pie in the sky was nie. Dis die enigste geloof waar hierdie dinge deur God vasgestel was, voorspel was. Sy profete opgeroep het om te sê dat die dinge sal gebeur. Dis die enigste godsdienst wat God op presies die regte tyd in die geskiedenis in die mensdom ingegryp het. Dis op die regte tyd gewees dat Christus gekom het, toe sy Joodse volk onder ballingskap, eintlik onder die Romeinse juk geleef het. Dat hy deur die toedoen van Jode en deur die hande van heidene gekruisig is. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Hierdie gebeure kom werk en bewerk God in die heilsgeskiedenis van die mensdom. Die verlossing uit die Jode vir die Jode, maar ook vir die heidene. Beide het hulle Messias aan die hand gehad. Satan word gevnyk, want daardeur het hy verlossing gebring. Jy kan nie die Ou Testament weggooi en sê, dis 'n boek wat verouderd is nie. Want reeds lankal is die volmaakte verlossingsplan voorspel. En dit is gebring na die totale mensdom. En ons leef vandag as verlostes van daardie heilsplan. Ek wil vanoggend vir jou in liefde sê, as jy die Ou Testament
as niks seggens beskou nie, dan verag jy eintlik die heilsgeskiedenis van God. Hoor mooi wat ek sê, as jy die Ou Testament as niks seggend beskou nie, dan verag jy die heilsgeskiedenis van God. Want dit is reeds daar beplan en voorspel. Dit was God se plan van die begin. En hy het Christus, sy seun, net op die regte tyd gestuur, om te kom as verlossing en versoening vir ons as mens. Jy lees die Ou Testament in die Nuwe Testament raak, en dis hoekom ek vanoggend vir julle die eerste gedeeltes gelees, die eerste 4, gaan nie oor Pinkster soos ons Pinkster ken nie. Die Pinkster waarvan Lukas daar geskryf het, was die fees wat die Jode gevier het. Dit het tydens die Pinksterfees geword het. Ons as Christen het dit aangeneem as ons dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Lukas maak melding van Joël in verse 16 tot 18, soos God deur die profeet Joël gespreek het. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal profeteer. Wat mooi is om te hoor en te verstaan is dat as jy die konteks van hierdie skrifgedeelte in Handelinge 2 lees, dan praat Lukas nie van toekomstige gebeure wat nog sal plaasvind nie. Hy praat van, as jy die konteks van Handelinge 2 lees, is dat jonges sal profeteer oor dit wat Christus kon doen het. Met ander woorde is die uitdra eintlik van die evangelie waarvan hy praat. Nie toekomsgebeure, maar die verlossing wat daar is in Christus Jesus. Vers 19, die uitstorting van die Heilige Gees gaan gepaard met vuur en bloed. Hoor julle wat het Joël geskryf? Eeue voor die Messias gekom het. Vers 20 tot 21 verwys heel waarskynlik, dit sê die oue kommentare, ek is nie op die hoogte wat die meer nuwer kommentare sê nie, maar die ou kommentare maak melding vers 20 tot 21, dat hierdie waarvan hy praat hy van die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus. Die Here Jesus het self, toe sy disippels saam met hom in Jerusalem geloop het, toe sê hulle vir hom, kyk net hierdie mooi geboue. En eers het hy verwys na sy liggaam, wat afgebreek sal word, en derde dag sal hy weer opstaan uit die dood. Maar hy het ook verwys en gesê, sien julle hierdie stene, en die een sal nie op die ander een gelaat word nie. Die vernietiging van Jerusalem. In Lukas 25 tot 36 maak Lukas melding van Dawid en die Messias wat op sy troon vir ewig sou kom sit. Hierdie gebeure is maar nie net 'n persoon met die naam van Jesus nie, wat op homself kom roem en gesê het, hy bring die verlossing nie. Hierdie dinge, hierdie gebeure is voorspel, is beplan, lank voor hy gekom het. Ons lees in die evangelie van Johannes ook, dat die Here Jesus telke male gesê het, ek getuig nie van myself nie, maar my Vader wat in die hemel is, getuig oor myself. Maar die skrifte getuig ook van hom, soos ek nou net gesê het, uit die evangelie van Johannes. Die Ou Testament getuig oor hom. Geen ander godsdiens in die wêreld het 'n verlossingsplan, hoor mooi, geen ander godsdiens in die wêreld het 'n verlossingsplan wat voorspel was. En geen ander godsdiens het 'n persoonlike verlosser wat aan 'n kruis gehang het, opgestaan het uit die dood, sodat sy kinders ewig mag lewe, die dood mag vryspring, die dood hulle nie kan vashou nie, maar vir ewig saam met hom kan lewe. Hy het nie oor homself getuig nie, maar sy Vader getuig van hom. En deur die koms van die Gees getuig hy verder van Christus. Kom bring hy, die Heilige Gees, Christus Jesus as verlosser en saligmaker na die sondaar.
en oortuig hy die Gees, die sondaar van sonde, geregtigheid en die oordeel. Alle ware herlewings, julle kan boeke by my kom leen, of kom afdrukke maak eerder, ek is net bang ek kry my boekie weer terug hier. Alle herlewings waarvan ek al gelees het, word gekenmerk deur dit wat in Johannes 16 staan. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Oortuiging van sonde, verlorenheid. Jy moet oortuig word dat jy jouself nie kan red nie. God se geregtigheid en dat die sondaar sy redding nodig het. Nodig het om van 'n ewige verderf gered te word. Sodat die komende oordeel gaan kom vir hulle wat sy verlossing verwerp het. Kan julle sien? God se heilsplan was lank voor Christus na die aarde toe gekom het. Was dit reeds voorspel? Was dit reeds bewerk? Of was dit reeds beplan in die Ou Testament? En dat Christus se verlossingswerk, toe hy gekom het, Paasfees, en met Pinkster, in vervulling gegaan het. God se heilsplan vir die mensdom. Volgende Sondag wil ek graag in bietjie meer diepte gaan oor die boodskap van herlewing. Gaan weer Handelinge 2 vat. Daar is baie diep dinge wat daar binnekant gebeur het. En dit is baie interessant. Ek dink baie keer lees mense dit nie raak nie, om te sien eintlik Handelinge 2 het eintlik vir ons kom illustreer hoe moet kinders van die Here se lewens lyk as God kom om ons met herlewing te kom besoek. Wat God van ons vra as individue. Amen. Here, dankie vir u woord, Here, dankie dat u woord, Ou en Nuwe Testament, so kosbaar is. Die een so deel van die ander een is. Die een voorspel en die een het dit in vervulling laat gaan. Die God van die Ou Testament, die God van die Nuwe Testament, Here, dankie dat u dit vir ons so openbaar gee, dat ons dit so ons eie sal maak, sal aanvaar, Here, hierdie wonderlike heilsplan, hierdie wonderlike heilsgeskiedenis in die woord, dat u dit vir ons sal herleef deur die Gees, Here, dat u dit in ons harte sal oopbreek, sal waarmaak. Ek bid ook, Here, vir hulle wat vanoggend hier so sit, dat u hulle dag sal seën, as familie, dalk as vriende, hulle wat weg is, Here, daar waar hulle is, dat u hulle sal bewaar, dat u hulle weer veilig sal terugbring. Maar Here, ek dink, of ek wil vanoggend kom sê, wil u nie vir ons, as NG Kerk Brenters, kom herleef, nie om 'n kerk op die te sit, laat hy uitstaan, sodat mense kan kom sê, dis lekker sing, dis lekker dit, maar dat mense eerder sal kom en 'n soeke sal hê na u, sal kom sê, ek het 'n soeke na God, ek het 'n verlange om God se woord te hoor. Maar Here, dat dit nie net hier by ons nie, maar dit in ons kerk sal uitbrei, en dat u woord sal waar word, want u het gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid tot die Here van die oes, ons bid tot u, Here van die oes. Die oes is ryp en hulle lê en wag op die lande, maar die arbeiders is min, en ek bid vanoggend, Here, ons as u kinders, ons as u disippels, gee dat ons sal ingaan in die lande en die oes insamel. Maar ons het nodig, Here, dat u ons van binne af sal herleef, dat u ons harte, ons lewens sal aanraak. En dis my gebed, Here, maak ons 'n biddende kerk in die eerste plek. En dan as ons gebid het, 'n kerk wat doen. In Jesus naam, amen.